julle, kyk net hoe soet is hierdie ou twee kleintjies. Nie te hard praat en dan word hulle wakker nie. Hierdie pragtige mense wat ons vanoggend hier voor ons sien, ouers, mamma en papa, gaan dan inderdaad nou antwoord op hierdie vraag wat ek aan julle gaan stel vanoggend, waar julle dan nou julle ware mense bring om gedoop te word. Wil Ivory Rose hier voor by julle kom staan? Aangesien die ander tweetjies reeds hier is, waar is Ivory Rose? Waar is sy? Staan sy daar by mamma en papa? Prachtig. Goed. Kom ons luister net weer kortliks waarom julle dan nou doop vanoggend. Julle bring hierdie pragtige kindertjies om vanoggend gedoop te word, omdat God reeds reg aan die begin van die Bybel, daar in Genesis, 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Toe hy na Abraham toe gekom het, Abraham nog nie geweet van God dat hy bestaan het. Toe kom God na Abraham toe. Hy sê vir Abraham, Abraham, jy moet myne wees, my volk, en jou sal al die nasies geseën wees, ek sal vir jou 'n God wees, en jy moet my lief hê, en doen wat ek van jou vra. So het daar 'n heilige verbond ontstaan. Nou weet ons nou die Ou Testament, as teken van daardie heilige verbond, tussen God en Abraham, en die res van sy nageslag, was die besnydenis ons gegee. As teken vir die volk van Israel, dat God nooit hulle hand sou los nie. En toe het Jesus Christus aarde toe gekom, hy het alles om vervul as deel van die verbond, hy het die finale offer gebring aan die kruis, daar was ons offers ook gebring word in die Ou Testament, die priesters, die volk se sonde, maar Jesus het die finale offer gebring, toe hy gesê dit is volbring. En Jesus het alles kon vervul van die verbond. En toe het Jesus, voor sy hemelvaart, aan die disippels die opdrag gegee om die doop dan te bedien met water, soos ons dit vandag doen. En Jesus het immers ook gesê, daardie aand, voordat hy gekruisig was, het hy gesê, daar toe die nagmaal instel, ek gee vir julle 'n nuwe verbond. En daarom het ons nie meer besnydenis en offers nie, maar ons het nou die doop en die nuwe verbond wat ons in Jesus het. En dan, baie belangrik, hoekom word hierdie ou kindertjies dan vanoggend gedoop? Nou as die niks, Ankekie is wakker, hoekom word hulle dan vanoggend gedoop? Want hulle verstaan nog nie eintlik regtig wat nou gebeur nie met die behalwe Ivory Rose. Seker sy verstaan ons 'n bietjie meer, maar die ander ou kleintjies, hoekom doop julle dan hulle vanoggend? Juis dan doop ons die kindertjies, omdat God juis ook hierdie ou klein kindertjies van begin af insluit in hierdie spesiale verbond wat hy met julle as ouers maak. En daarom is dit so belangrik dat julle sal weet, alhoewel hierdie ou kindertjies nog nie die doop verstaan nie, verander dit niks aan die geldigheid van hierdie spesiale verbond wat God vanoggend sluit met julle as ouers, maar dan ook met hulle as klein kindertjies. Dit beklemtoon juis dat God uit sy vrye genade ook in hierdie ou drie kindertjies se geval eerste na hulle toe vanoggend sy hand uitreik en sê, kom na my toe, ek het jou lief, ek wil saam met jou op pad stap. En daarom verbind die doop dan vanoggend vir julle as ouers om hierdie ou kindertjies, soos wat hulle groter word, en julle doen dit reeds, maar dat julle ook verder dit sal doen, oor hierdie spesiale betekenis van God se verbond, hulle in te lig en selfs vir hulle 'n voorbeeld te wees, dat as hulle in julle voetspore sal volg, dat hulle by die kruis sal uitkom en om hulle op te roep tot die toeëinding van God se beloftes verder. Goed, so al drie klein mensies is reeds hier en ja, ons gaan nou kom daar by die pragtige foto's van hulle, ek kan dit maar net so lank gereed kry. So julle dan nou gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders om vasmaak en aan ons alles in Jesus Christus skenk. So om dan nou te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, nie maar net omdat dit 'n goeie gewoonte is of 'n bygelowigheid nie,
Om dit te bevestig, moet julle nou opreg op die volgende vraag antwoord. Net 3 vrae. Eerstens, aan julle 3 ouerpare, bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Jesus Christus aan God reeds behoort en daarom ook vanoggend as lidmate van sy gemeente gedoop word. So hierdie 3 klein mensies word vanoggend reeds 100% lidmaat van hierdie gemeente van Goeie Gemeenskapskerk. Net soos wat die groot mense is. Tweedens, bely julle dan dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloofsbevatters in ons kerk geleer word, die waarheid is. En derdens, en dis my die heel belangrikste vraag vir julle vanoggend as ouers. Beloof julle vanoggend om hierdie dierbare klein mensie, van wie julle die mamma en papa is, in hierdie leer, na die beste van julle vermoë self te leer en ook verder toe te sien dat hulle geleer word. So wat is julle antwoord? Jykie, Simonei, Noulin Kamen, Dirkie en Tawili? Dit is 'n definitiewe ja. So ek het dan nou die voorreg om hierdie pragtige mensies vanoggend dan ook te kan doop. As ons by die fotootjies daar kan kry. Ons kyk sommer wie is die eerste daar, sy Anke is sommer die heel eerste, julle kan net hierdie kant kom staan vir my. Ja, kyk sy met sulke groot oë aan. Maar sy soos julle kan sien, gaan nou bietjie later te kom sien. Soos julle kan sien, sy wat gaan die tannie nou met my aanvang. Anke Anet, pragtige name wat haar ouers vir haar gegee het. Dit beteken guns, genade en ook Anet beteken ook arend of krag en sterkte. Pragtige name wat sy gekry het. En dan het sy 'n spesiale versie ook wat ek vir haar gekies het, daardie pragtige gedeelte oor die Godvreesende vrou van Spreuke 31 en dit is my gebed dat sy ook dan verder, dat ek nou net seker maak, ek dink dit gaan seker maak oor hierdie versie. Nee, ekskuus man. Dit is hierdie versie uit 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 1 wat sê jy dan wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Dat sy ook verder in die krag van die Here die pad saam met ons sal stap. En ook inderdaad, soos daardie vrou van Spreuke 31 sal wees. Om ons doop haar dan Anke Anet Greef, doop jy die naam van die Vader? En van die Seun? En van die Heilige Gees. Amen. Kyk hierdie pragtige meisie, hè? Sy is een van ons jamkindertjies ook. Ja. En kyk hier daai mooi foto's van jou jong, dis jy daar. Dit is dan maar baie mooi. Ivory Rose, dit was nou van my so mooi. Ivory beteken heerser oor die elwe. Soos die koningin van die kaboutertjies. Dit is te mooi. En dan ook natuurlik Rose, die roos wat die simbool is van liefde en van skoonheid. En ek gaan jou dan nou doop, dan gaan ook so 'n bietjie watertjies op jou kop sit en dit gaan vir jou herinner. Dit altyd sal onthou dat Jesus vir jou baie lief is. Gaan jy dit altyd onthou dat Jesus vir jou lief is? Ja, sy gaan dit altyd onthou. Baie mooi. Goed. Hier is ook hierdie die paadjie dan nou uitkry. En die gedeelte wat ek dan gekies het, spesiaal ook vir Ivory, is dan Spreuke 31 vers 30. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Mag sy altyd die Here dien en 'n lewende lig wees, sodat sy geprys kan word as pragtige mens vir die Here. Nou staan nie met tannie en dan gaan ek so 'n bietjie water op jou kop sit.
En daardeur gaan jy onthou dat Jesus vir jou baie lief is. Avery Rose Meyer, doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. As hy. En nou hierso is sommer ietsie baie kleins net vir Avery. Avery, gaan jy volgende jaar begin met skool? Of nog nie? Begin sy met skool? So nou gaan sy begin weer om te lees, indien sy nie daar al klaar kan lees nie, naas vir haar 'n Bybelstorie van Esther, wat sy self kan lees as sy dan gaan lees. Solank met mamma en pappa dit so lank lees. Baie hartlik geluk, daar is die paadjie. En dan laaste, julle kan eers net ontstaan gerus hier so by my, Jackie en Simonei. Daar sy. En hy slaap nog steeds altyd rustig. Dan is 'n klein bietjie nader. Daar sy. Sy naam Austin, kom eintlik van Augustinus af. Hy beteken sy naam beteken koninklik, gerespekteerd en belangrik. So, ja, dis 'n belangrike man hier. En dan het ek vir hom ook 'n spesiale teksversie uitgekies hierso. Om net van haar probeer uitkry. Kom hom ook sy 'n seentjie Bybel. Spreuke 4 vers 7 en 9 wat sê die wysheid kom eerste. Dit sal jou 'n man van betekenis maak as jy dit vasgryp. Dit sal jou lewe versier. Dit sal vir jou 'n suurlike kroon wees. So mag JP se Austin se lewe gekenmerk word deur wysheid wat hy dan altyd najaag om die Here lief te hê en saam met hom die pad te stap. Dan sal hy inderdaad geëerd en gerespekteerd word. En my doop hom dan, Austin weer, ek doop in die naam van die Vader, en van die Seun, oor my hart, en van die Heilige Gees. Amen. Nou was hy baie hartlik geluk en daar is vir hom ook sy ou Bybeltjie, sy sertifikaatjie, gaan ek vir julle, Vader, so baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid vanoggend waar ons het, wat ons het om hierdie pragtige mense, Renay, Carmen, Nolan, om hulle amptelik nou te kom verwelkom en aan te neem as lidmate van ons Algoa gemeenskapskerk geloofsfamilie, maar ook dan hierdie pragtige 3 klein mensies, Austin, Avery Rose en klein Anke. Dankie Here, dat U hulle liefhet, dat U altyd vir hulle die pad wil stap. Geef hulle die krag om te bly volhard hier op aarde, op die pad saam met U. En ook vir hulle as ouers, dat U hulle sal toerus en sal krag gee om hierdie klein mensies van U te leer en die voorbeeld vir hulle te stel. In U naam bid ons dit. Amen. Nou as hy nogmaals gaan